Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 22ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê ANC raadslid in Gqeberha in sy kantoor doodgeskiet. Jou volle storie is hierso. FSA stak alle geldelike hulp vir MIV vigs aan Suid-Afrika. 200 miljoen rand se gebou staan leeg van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Rassiese bokke wen met 80 teen 31 teen die Barbarians. Dames Proteas wen Indië in die laaste beurt. Volgens die polisie is die ANC se wijkraadslid Siselo Mlewe wat 45 jaar oud is, Saterdag aand in sy kantoor in Zwede Gqeberha doodgeskiet nadat 2 gewapende mans die gebou binnegestorm het terwyl 'n gemeenskapsvergadering met sowat 10 mense aan die gang was. Die aanvallers het na bewering almal in die kantoor onder skoot gehou en hulle selfone geëis. Een van die verdagtes het daarna verskeie skote op Mlewe afgevuur. Hy is op die toneel doodverklaar, waarin die 2 verdagtes weggevlug het. Die polisie het 'n moordondersoek geopen en 'n grootskaalse soektog na die 2 verdagtes begin. Die motief vir die aanval is nog onbekend en word tans ondersoek. Die voorval het wyd skok veroorsaak, veral omdat dit tydens die land se finale kiesersregistrasie naweek vir die plaaslike regeringsverkiesing plaasgevind het. Die Amerikaanse president Donald Trump het besluit om die Verenigde State se PEPFAR-finansiering vir MIV-vigsprogramme in Suid-Afrika uit te faseer. Volgens Amerikaanse amptenare hou die besluit verband met Suid-Afrika se versuim om aan verskeie beleidsvereistes van die Trump-administrasie te voldoen, waaronder die eis dat die regering die Kielde boerkreet ondubbelsinnig moet veroordeel en die plaasaanvalle as 'n prioriteitsmisdaad moet hanteer. Amerikaanse amptenare het ook ander beleidskwessies soos die swart ekonomiese bemagtiging en Suid-Afrika se buitelandse betrekkinge as deel van die breër diplomatieke geskil genoem. Die Suid-Afrikaanse regering het nog nie aangedui dat hy die Amerikaanse voorwaardes gaan aanvaar nie en het vroeër beklemtoon dat sy beleid deur die grondwet en die land se eie wetgewing bepaal sal word. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se nuwe administratiewe gebou ter waarde van sowat 200 miljoen rand in Eco Park Centurion staan steeds leeg, al is dit reeds 2 jaar gelede voltooi. Die gebou is opgerig om moderne kantoorruimte vir militêre personeel aan te bied, maar is nog nie in gebruik geneem nie, weens verskeie tegniese gebreke, onvoltooide herstelwerk en administratiewe vertragings. Intussen het die departement van verdediging reeds miljoene rande aan huur, instandhouding en sekuriteit vir die ongebruikte gebou bestee. Die parlementêre toesigliggame het hulle kommer uitgespreek dat die belastingbetalers vir gebou betaal wat geen dienste gelewer nie. Terwyl ander weermagbasisse reg oor die land met vervalle infrastruktuur, lekkende dakke, gebrekkige elektrisiteit en onvoldoende onderhoud sukkel. Die saak het weer die kolle geplaas op swak projekbestuur en die finansiële bestuur binne die departement van verdediging. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK se na afloop van die naweek se kiesersregistrasie besluit of 'n verdere registrasie naweek nodig sal wees vir die plaaslike regeringsverkiesing later vanjaar sal plaasvind. Die besluit sal gebaseer word op die aantal nuwe registrasies, wysigings aan kiesersbesonderhede en die algehele deelname van kiesers reg oor die land. Die OVK het burgers aangemoedig vir 'n moontlike tweede registrasiegeleentheid te wag nie, maar om hulle besonderhede so gou as moontlik op datum te kan bring. Kiesers moet geregistreer wees in die wijk waar hulle woon om hulle stem tydens die munisipale verkiesings te kan uitbring. Die verkiesing is vir 4 November 2026 geskeduleer. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hy is ten volle gereed vir die beplande landwyse betogings op 30 Junie 2026. Die spesiale eenhede vir openbare orde polisieering, POPs, taktiese reaksiespanne, berede eenhede en honde-eenhede sal ontplooi word openbare orde te handhaaf en enige geweld of wetteloosheid te voorkom. Die polisie beklemtoon dat vreedsame betogings 'n grondwetlike reg is, maar waarsku dat niemand die reg in eie hande mag neem of geweld, plundering, intimidasie of xenofobiese aanvalle mag pleeg nie. Wetstoepassers sê hulle sal streng optree teen enige persoon wat die wette oortree of openbare veiligheid in die gevaar sal stel. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag het intussen gerugte ontken dat soldate reeds ontplooi is vir hierdie betogings. Volgens die SANW is geen opdrag vir militêre ontplooiing uitgereik nie en boodskap op sosiale media wat anders beweer is vals en misleidend. 42 Suid-Afrikaanse burgers is op 19 Junie 2026 deur die Ierse owerhede na Suid-Afrika teruggedeporteer nadat deportasiebevele teen hulle uitgereik is. Die groep het bestaan uit 9 mans, 8 vroue, 15 kinders. Die huurvlug het vanaf Dublin na Johannesburg vertrek en is deur die Ierse departement van justisie gereël. Volgens die Ierse regering was die deportasie deel van die land se immigrasiewetgewings
en het al die volwassenes geldige deportasiebevele gehad. 2 van die gedeporteerdes het ook kriminele skuldigbevindings in die land gehad. Die Ierse minister van Justisie, Jim O'Callaghan, het beklemtoon aan die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners wat wettig in Ierland woon, 'n positiewe bydrae tot die samelewing lewer. Hy het egter gesê dat immigrasiewette toegepas moet word om vertroue in die land se immigrasiestelsel te bou. 'n Vermeende renosterstroper is Vrydag aand doodgeskiet tydens 'n skietgeveg met lede van die polisie se teenstropingseenheid op 'n plaas in Pienaartsrivier polisieeringsgebied in die Winterberg distrik in Limpopo. Volgens die polisiebeampte is om 2300 uur 3 skote gehoor terwyl hulle routinepatrollies uitgevoer het. Hommeltuie is ontplooi en hulle het 'n groep vermeende stropers opgespoor. Toe die polisie hulle nader, het die verdagtes gevlug. Een van hulle het op bewering op die polisie losgebrand, waarna beamptes in selfverdediging teruggeskiet het. Die verdagte is noodlottig gewond. Na die skietery is 3 renosterkarkasse op die plaas opgespoor. 2 van die renoster se horings was reeds verwyder, terwyl die 3de renoster nog nie onthoring was nie. 'n vuurwapen is langs die oorledene gevind, asook 'n mes en skeres. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, oftewel SARS, beter bekend as Jan Tax, maak gereed vir die 2026 belastingseisoen wat op 1 Julie gaan afskop. Miljoene belastingbetalers kan vanjaar weer belasting terugbetalings ontvang, mits hulle belastingrekords en bankbesonderhede op datum is. SARS sal vereens outomatiese belastingassessering van 1 tot 12 Julie uitreik aan belastingbetalers wie se inligting volledig deur hulle werkgewers, banke en ander derde partye onvoorsien is. Indien hierdie assesserings korrek is, hoef die belastingbetalers niks verder te doen nie. Die Protea dames het Sondag 'n reuse stap geneem na die halfeindronde van die ICC Women's T20 Wêreldbeker 2026, deur 'n dramatiese oorwinning oor Indië se damesspan behaal in die laaste beurt van hierdie wedstryd. Dit was 'n kragmeting wat tot die heel laaste oomblikke op 'n mespunt gebalanseer het. Maar die Suid-Afrikaners het hulle senuwees uitstekend beheer om uiteindelik as wenners van die veld af te stap. Die groot heldin van die dag was sonder twyfel Marizanne Kapp, nadat Suid-Afrika vroeë paaltjies verloor het en die druk al hoe groter geword het Kapp die beurt met buitengewone kalmte geanker. Sy het die onoorwonde 81 lopies aangeteken en haar ervaring ten volle benut deur die looptempo hoog te hou sonder om onnodige kansse te wag. Haar vennootskap met die gemiddelorde het die Proteas weer in beheer geplaas en uiteindelik die grondslag vir die oorwinning gelê. Vrydag aand het Leinster hulle titel in die VRK kampioenskap suksesvol verdedig toe hulle die Vodacom Bloubulle met 36-7 in die eindstryd op Crocky Park in Dublin verslaan het. Die Ierse span het van die begin af al die wedstryd oorheers en reeds teen halftyd 'n gerieflike 22-0 voorsprong opgebou. Leinster se aanvallende spel, fisieke oorheersing en foutlose verdediging het die bulle min kans gegee om enige ritme te vind. Die Springbok A-span het Saterdag in Canberra uitstekende vertoning gelewer toe hulle Zimbabwe se nasionale rugbyspan met 40-0 gewen het. Die Suid-Afrikaners het van die eerste minuut af die tempo bepaal en met hul fisieke spel, vinnige balverspreiding en aggressiewe verdediging gewys waarom hulle as die gunsteling beskou was. Die Bokke het op die aanval en verdediging beïndruk. Hulle het die bal goed deur die hande laat beweeg, ruimte uitstekend benut en met ondernemende hardloop rugby verskeie goed afgeronde drieë gaan druk. Mark Marquez het Sondag die Tsjechiese MotoGP op die Brno-baan gewen nadat hy 'n sterk vertoning gelewer het en sy mededingers in die laaste deel van die wedren afgemaak het. Dit was sy tweede agtereenvolgende Grand Prix oorwinning. Sy aanslag op die wêreldtitel verder versterk. Die Japaneese Ai Ogura het tweede geëindig terwyl Francisco Bagnaia die derde plek ingeneem het. Met die oorwinning het Marquez sy agterstand op die kampioenskapsvoorloper aansienlik verklein en die titelstryd weer vir almal oopgemaak. Die volgende MotoGP wedren word op 28 Junie by die legendariese TT Circuit Assen in Nederland beslis. Die Assenren, wat dikwels as die kathedraal van motorfietswedrenne beskryf word, is een van die mees ikoniese byeenkomste op die MotoGP kalender en beloof om nog opwindende hoofstuk in die 2026 seisoen te wees. Die Springbok het Saterdag uitstekende begin aan hul internasionale seisoen gemaak toe hulle die Barbarians met 80-31 in die skouspelagtige wedstryd verslaan het. Die Bokke het van die eerste minuut af hulle stempel afgedruk met vinnige aanvallende rugby en kliniese afronding 12-3 gedruk om die toeskouers behoorlik te vermaak. Edwin van der Merwe is na sy pypvertoning as speler van die wedstryd aangewys. Een van die spelers wat weer die oog gevang het, was Faf de Klerk. Hy het van die plaasvervangersbank af opgekom en onmiddellik 'n groot invloed op die wedstryd gehad. Sy vinnige diens by die skram, slim spelbesluite en ervaring het weer gewys waarom hy steeds 'n sterk aanspraakmaker vir die Springbokke se nommer 10 try is. Die Amerikaner Francis Tiafoe het Sondag die Terra Wortmann Ope in Halle, Duitsland gewen, nadat hy sy landgenoot Fritz Steier in die eindstryd met 6-4 en 6-4 gewen het. Tiafoe deurgaans met 'n kragtige afslaan vertoning beïndruk en nie een breekpunt op sy afslaan afgestaan nie.
Die oorwinning is die grootste titel van Tiafoe se loopbaan en sy eerste ATP 500 titel het hy ook geskiedenis gemaak deur die eerste Amerikaanse man sedert 1993 te word wat die Halle Gras toernooi gewen het. Daarmee het hy boonop 'n 7 wedstryd verloor reeks teen Fritz beëindig. Die uitslag het Tiafoe uitstekende momentum aan aanloop tot Wimbledon wat later van dese maand gaan begin en bevestig hom as een van die spelers om dop te hou gedurende die grasseisoen. Aiden Markram is een van die voorste kandidaat om van die jaar met die gesogte Cricket Suid-Afrika Speler van die Jaar toekenning weg te stap. Hy is amptelik onder die genomineerdes nadat hy oor die afgelope seisoen uitstaande vertonings in al 3 formate van die spel gelewer het. Markram het homself as een van Suid-Afrika se betroubaarste spelers gevestig. Hy was 'n sleutelspeler met die kof en het waardevolle bydraes met sy draaibolwerk gelewer en het die span ook met onderskeiding gelei wanneer dit nodig was. Sy uitstekende vertonings op die internasionale verhoog het hom as een van die gunstelinge by hierdie toekenning laat uitstaan. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1124, Polokwane 619, Lephalale 923, Mbombela 824, Maikeng 919, Pretoria 819, Johannesburg 917, Ermelo 618, Kalahari 1324, Gaborone 1021, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 1124, Durban 1626, Port St. Johns 1627, Pongola 1326, Maputo 1527, Bethlehem 615, Bloemfontein 716, Allewal Noord 916, Welkom 10 en 18, Vryburg 29, Kimberley 1120, Appington 1323, Prieska 1321, Springbok 1818, Karasburg 1121, Keetmanshoop 1321, Mariental 1023, Alexanderbaai 1221, Brandvlei 1019, Loederitsbaai 1321, Vredendal 1223, Kaapstad 1419, Sutherland 1814, George 1624, Jeffreys Bay 1525, Kibera 1625, Grafreinet 1020, Kaapogillas 1222, De Aar 1817, Molteno 612, Beaufort Wes 1321, Oos-London 1525, Mabelane 1427. Ons verkorte weerberig vir die streek: die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel, matige suidoostewinde, maar geen noemenswaardige reën word verwag nie. Die Noord-Kaap mooi weer met sonnige en koeltoestande, lig tot matige winde. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met sonnige periodes oor die binneland. Die Vrystaat koud tot koel met sonnige weer na 'n ysige begin van die dag. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel, maar aangenaam langs die kus. Geen noemenswaardige reën word verwag nie. Gauteng koud vroeg, daarna gedeeltelik bewolk en koel met sonskyn gedurende die middag. Limpopo sonnig en koel tot matig warm met ligte windtoestande. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met koue oggende, gevolg deur koel weer later. Noordwes sonnig en koel met 'n koue begin en ligte winde. Die landwye vooruitsig: die grootste deel van Suid-Afrika kan 'n droë wintersdag met koel tot koue toestande verwag. Oggendryp is moontlik oor die binneland. Ons markaanwysers vir die dag: die rand verhandel teen R16.39 teenoor Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.69. Die euro kos R18.80. Die Australiese dollar is R11.49. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,668. Palladium kos $1,263. Die prys van goud is $4,151 per fyn ons. Die prys van silwer is $64.90. Die prys van Brent olie per vat is $64.90. Gedagte vir die dag: elke nuwe week gee jou 'n nuwe kans om beter besluite te neem, nuwe geleenthede aan te gryp en met vars moed vorentoe te beweeg. Moenie vassteek by gister se foute nie. Fokus op wat jy vandag kan bereik. Klein tree elke dag lei uiteindelik tot groot sukses. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe. 'n aangename dag en week word verder vir almal toegewens.